Goeiemôre en baie welkom by ons Vrydag Hoogtepunte program. Hier is van die grootste oomblikke wat jy dalk hierdie week op Goeiemôre Good Morning misgeloop het. Ons het 'n paar belastingwenke by Anja Meyer gekry. Die uitdagings in die openbare gesondheidstelsel met Monica Lucas van Samet bespreek en op die Bulls se groot kragmeting teen Leinster gefokus. Die Ice Cream Boots het hulle unieke storie kom deel en ons met roomys in die ateljee bederf. En Kurt Darren het oor sy nuutste sokkietreffer Langarm en Liefde kom gesels. Die belastingseisoen is weer hier en vir baie Suid-Afrikaners skep hierdie tyd 'n bekende kombinasie van vrae, sperdatums en 'n bietjie stres. Die rekenmeester en belastingpraktisyn van Finero Professional Accountant Anja Meyer het die week by ons kom kuier om hiermee te help. Goed, so hoekom moet die gemiddelde persoon seker maak dat hulle in die belastingseisoen ernstig moet optree? So baie mense dink dat hulle nie verplig is om belasting in te dien nie en dit kan baie moontlik wees dat jy wel verplig is al dink jy is nie. Baie mense dink hulle het 'n klein salarisie, klein bedragie belasting word afgetrek en hulle is okay, maar dis eintlik baie belangrik om daarna te kyk om jou belasting in te dien. SARS is geneig om boetes te hef op enige laat-indienings. So ek sê altyd vir my kliënte, kyk eerder, maak seker jou belasting is op datum en dan weet jy voldoen aan die nodige wetlike vereistes ook. En wie moet almal 'n belastingopgawe indien? So daar is sekere reëls wat SARS uitgereik het om te sê dat daar sekere mense is wat nie belasting hoef in te dien nie, maar daar's 'n hele lys van reëls en jy moet aan elke liewe vereiste voldoen om nie onder daai kerf te val nie. Goed. En een van dit is ook dat jou page-in moet 100% reg afgetrek wees en ook jy moet net uit een bron uit inkomste verdien. Nou ek sê altyd vir my kliënte, kom ons sê 'n belastingjaar loop van Maart tot Februarie. So as jy in Januarie met 'n nuwe werk begin het jy klaar 'n tweede bron van inkomste. Dan is jy klaar verplig om in te dien. So ek stel gewoonlik voor al dink jy jy's nie verplig nie, dien eerder in en mense is geneig om bang te wees, maar jy kan actually dalk 'n bedragie terugkry van SARS as jy gelukkig is. As jy 'n mediese fonds het of jy het 'n uitreaniteit, dan kan dit in jou gunst stel. Ja, want baie mense dink, jy weet, as jy net 'n salaris verdien, dan hoef jy niks te doen nie. Ek het ook al van diegene gehoor wat so redeneer. Ja, en eintlik eerlik, dit kan net voordelig wees vir jou. Mense hoef nie bang te wees vir SARS nie. Dis hoekom mense soos ons is om te help met sulke tipe goed. Om te help daarmee dat jy het nie nodig om bang te wees nie. Ons kan jou help om dit op die regte manier te doen en ook om jou belastingssituasie sou jy moes inbetaal op die beste manier moontlik soos te help dat jy aan die wet kan voldoen en ook so min as moontlik te kan betaal. Goed, wat is die grootste fout wat mense elke jaar maak wanneer dit by die kwessie kom? Ek sou sê die grootste fout wat mense maak is om te aanvaar dat die inligting wat SARS van hulle het is reg en hulle gaan dit aan. Hulle maak nie dubbel seker om te kyk hoor jy het SARS al my mediese inligting nie. Goed wat mense mis is as jy byvoorbeeld vir 'n publieke instansie 'n geldjie skenk wat vir jou 'n 18A sertifikaat kan gee, kan jy daai geldjie wat jy geskenk het ook gebruik as 'n belastingaftrekbare uitgawe wat dan ook jou kan help om 'n bietjie belasting terug te kry. So ek dink die grootste fout wat mense maak om dit self te probeer doen is hulle kry nie die grootste voordeel nie omdat hulle nie dalk die nodige kennis het onwetend nie. Dis hoekom ek dit altyd ook sê dis beter om iemand te gebruik wat weet hoe dit werk. Goed, so watter dokumente en inligting is die belangrikste en moet 'n mens solank bymekaar maak voordat 'n mens dan nou indien? Om te weet wat jou belastingnommer is baie belangrik. Dan kan jy ook begin kyk wat is jou e-filing profiel, is jou e-filing profiel reg, het jy alles onder beheer daar, is jou bankbesonderhede opgedateer op e-filing. Ons as belastingpraktisyne het 'n e-filing profiel waar ons dan al ons kliënte se inligting op het. So as jy iemand het wat na jou goed kyk, kan jy vir hulle vra hoorie is al my goed reg. En dan kan jy ook jou ERP5 reg kry, jou mediese sertifikaat aanvra by jou mediese fonds. As jy uitreaniteit het, kan jy jou bydrae sertifikaat aanvra. En dan natuurlik mense wat vir kommissie werk, hulle kan hulle kommissie uitgawes elke maand bymekaar hou en ook mense wat 'n reistoelaag kry. Hulle logboek moet hulle definitief dan ook reg kry en alles agter mekaar hê. Goed, so wat gebeur indien iemand nou miskien die sperdatum misloop of glad nie indien nie? So SARS gaan vir jou 'n aanmaning stuur, hulle sal vir jou 'n briewe stuur, hulle sal vir jou SMS'e stuur en vir jou sê
hoor hierso jou opgawe is uitstaande. En dan as die aanmanings nie nageluister word nie en jy die nog steeds nie in nie, kan SARS boetes uitreik. Die boetes begin by R250 'n maand en dit kan baie meer wees as dit ook. Hulle sal dan elke liewe maand aanhou om die boete vir jou te gee totdat jy indien. En sodra jy indien, gaan daai boetes nie wegneem, moet dit nog steeds betaal. So dis definitief baie belangrik om seker te maak dat jy moet indien, as jy moet indien, moet jy indien. Goed, ek dink die sogenaamde side hustles is aan die orde van die dag in vandag se tyd. Mense hoor baie gereeld daarvan. Ek dink die meeste mense het nie veel van 'n keuse nie. Natuurlijk. Maar dan, jy weet, ook iets soos 'n sekondêre inkomste. So, hoe beïnvloed so iets 'n mens se belasting? Dit kan twee situasies wees. Baie mense het 'n tweede werk, waar die werk dan ook vir hulle page in aftrek, maar omdat die twee salarisse saam jou moontlik in 'n ander tax bracket gaan ingooi, gaan jou belasting dalk baie moontlik te min wees. Die ander scenario is waar jy op die kantlyn op jou eie dalk geld kan verdien. Dit moet ook verklaar word. Ons oplossing vir dit is maar gewoonlik om te sê dat 'n mens jou moet registreer vir voorlopige belasting. Na 6 maande in die finansiële jaar in moet kyk, hoe lyk jou belastingsituasie, moet jy dalk 'n bietjie inbetaal en dan weer na 12 maande en dan weer na die finale prentjie sodra die finale indienings oopmaak. Is dit altyd nodig om hulp te kry? Jy weet, of kan die gemiddelde mens dit self uitsorteer of doen? As jy die basiese beginsels verstaan, kan jy dit op jou eie doen, ja. Maar ek sal meeste van die tyd aanbeveel dat as jy net selfs 'n bietjie onseker is, reik uit na 'n belastingpersoon toe om jou daarmee te help. Dit is baie beter en meer koste-effektief om van die begin af iemand te gebruik om jou te help om dit op die regte manier te doen. As wat jy self probeer, jy lok dalk audits, jy doen nie goed verkeerd in en dan moet jy iemand betaal om dit reg te maak en dit weer te doen. Ek wil vra vir 3 maklike wenke, jy weet, om 'n mens se belastingsseisoen of die belastingsseisoen vir 'n persoon minder stresvol te maak. Die eerste wenk is om die sperdatums te ken, te weet wat die sperdatums is. En dit is dan natuurlik nou van Julie af. So die begin van Julie is dit die auto-assessments wat uitgereik word. Van middel Julie af tot in Oktober is dit dan die non-provisional taxpayers en dan middel Julie af tot Januarie is dit die provisional taxpayers. So ken jou datums, weet wanneer jy moet indien, dis belangrik. Die tweede een wat ek sou sê is om jou dokumente deur die jaar op datum te hou. Vir al die mense wat kommissie uitgawes het en wat logboeks het. Dis baie moeilik as jy aan die einde van die jaar kom om dan te onthou wat jy laas jaar heen gery en wat se uitgawes het jy gehad laas jaar. So as mens elke maand daai goed net op datum hou, maak dit die stres baie minder aan die einde van die tydperk. En dan die derde een sou ek sê is om seker te maak dat jou e-filing profiel op datum is. Jou bankbesonderhede is opgedateer op jou profiel. Maak seker dat jou kontakbesonderhede reg is en as jy nie self toegang het tot jou profiel nie, maak seker by jou belastingpersoon dat alles wel in orde is. Dit sal ek definitief sê is belangrik. En dan ook as jy onseker is, reik uit na iemand toe om jou te help. Bly net waar jy is. Ons kyk net hierna na 'n gesprek oor die openbare gesondheidstelsel en die impak van onbetaalde skuld. Suid-Afrika se openbare gesondheidstelsel is onder toenemende druk en kommer word nou uitgespreek oor die impak van onbetaalde skuld aan verskaffers wat pasiëntsorg betref. Die Suid-Afrikaanse Mediese Tegnologie Bedryfsvereniging, beter bekend as SAMET, het gevra vir dringende optrede nadat onthul is dat honderde miljoene rand aan mediese tegnologieverskaffers net in Gauteng verskuldig is. Die vereniging waarsku dat vertraagde betalings en voortdurende uitdagings met verkryging by die gesondheidsorgdienste en die ondernemings wat noodsaaklike mediese toerusting verskaf in gevaar stel. Monica Lucas, 'n raadslid van SAMET, het by ons aangesluit om die situasie te bespreek. For our viewers who may not be familiar with the issue, can you explain the scale of the supplier debt crisis currently facing Gauteng's healthcare system? Certainly. So this unfortunately has been a crisis that's been facing the healthcare sector for well over a decade. We do a monthly poll with our member companies to understand the level of the debt that's currently sitting, and over the years, that figure has snowballed and snowballed. I know recently we've reported a quarter of a billion rand. I'm well aware that this figure is
certainly probably more in the region of 1.5 billion rand at our estimate figures. So how do you go about actually collecting that? Because like you said, the initial figure was estimated at roughly R250 million, but it's closer to almost 5 times that. So how do you even begin to try and get those funds in for the suppliers that are affected? Sadly, with a great deal of work, and certainly platforms like this to create awareness and make it a lot easier for us. So SAMED is a voluntary as a healthcare association for trade suppliers within the space. So the data we collect is actually only from our own membership base. We are fully aware that we do not represent every single medical device supplier in South Africa. And that list is very far-reaching. Gauteng Health has recognized that they have got over 8 billion sitting and owing to suppliers, and the MEC has publicly noted that. So the figure that we're aware of to our member suppliers is probably sitting at about 1.5 billion rand that they owe to current suppliers, and that figure rolls back over the last couple of years. It is not. Unfortunately, it's a current accrued debt sitting on their books, but the debt comes from 2020, 21, 2022. It goes as far back as that at this stage. Sure, and we know at that point we were still facing COVID and all of those repercussions that came with that. So in terms of the suppliers and the services that were being offered, it was even of a bigger scale than what we would be looking at now. You mentioned suppliers, Monica. What kind of businesses and services and products are being provided to hospitals that are causing this massive debt? So Medix Technology is a vast array of product lines. It goes from something as small as the plasters that they use to put on a fingertip to a surgical glove that they use in a hospital theatre environment, all the way through to a knee replacement, a cardiovascular stent, an MRI machine or an X-ray machine, to the in vitro diagnostic pathology testing kits that they use to do blood tests. It is millions upon millions of items that the healthcare space relies on a daily basis just to provide basic care to patients. Why is this issue about more than just unpaid invoices? And how could it ultimately affect patient care and the quality thereof? So we're well aware that, patient care cannot stop. And I think that's the challenge that we're facing at the moment. From a state and public sector perspective, they have to continue providing services, even facing COVID or financial challenges. No matter what, they have to find a way. As suppliers, from an ethical perspective, we completely agree with that parameter, and we understand that it is our due diligence as suppliers within the sector to continue that healthcare provision to ensure patients get that care. But where does the line end? That's where we are sitting at the moment. Is at what point in time is it not okay for private sector to continue to bankroll public sector debt? And that's exactly where we're sitting. So from a SAMED perspective, we represent multinationals, but majority of our members are actually small to medium-sized businesses, local companies, local manufacturers who cannot continue to pay their bills. They cannot. We have companies that are facing retrenchments, closing doors. Companies that are running into significant debt, carrying overdrafts with financial institutions just to be able to pay their electrical bills. Yeah, and you think of the SMEs, everyone is not a huge med tech company that can sustain themselves with such massive amounts of money outstanding. Now, SAMED says that suppliers have continued supporting public healthcare despite the significant financial strain. This can't be sustainable. It's not. At this point in time, the crisis is reaching an untenable level for suppliers, and we are seeing a number of suppliers considering now whether continuing to supply the public sector in particular is a viable status for their business to continue in. We have had some encouraging news now with the MEC from Gauteng. She's been doing a roadshow at the institutions from an accountability perspective to actually address the
bottlenecks at hospital level that are preventing these payments from being processed. Yes. I'm so glad that you brought that up, Monica, because what are some of the underlying issues that are creating these administrative issues and the non-payment of invoices? So it's a compounded effect. It's a shortage of staff availability in certain environments, supply chain management and finance to be able to process the document. I was listening to your conversation earlier about where technology plays its role and whether it can or can't help. And this is one of those spaces where I think technology certainly could add value, but currently it's not in place. So everything is being done on a manual perspective, which leads to paperwork being lost, people not being available because they are ill or on study leave, who aren't able to process paperwork in a timeliest manner. And it just compounds that impact. And it's the process is very, very challenging, getting paperwork to go from A to B. And ultimately, at the end of the day, we are very reliant on the institution staff to assist us in getting those processes fulfilled. And it's bottlenecking at the moment, which is causing this backlog of payment ultimately. So beyond settling of the current debt, what reforms are needed to stop this from happening again in the future? So we are, from a SAMED perspective, we've asked for clearer accountability at institution level and as well as provincial office level. And the MEC in Gauteng is certainly trying to promise that at this stage. We have asked that there be consideration of some changes from the system side, which I know it's a big ask when you're dealing with government. But it is something that we have requested that the consideration goes to looking at technology to see where that can expedite systems and assist their staff in being able to be more effective and impactful in the jobs that they do. We have also called for an accounting of the exact debt that is owed and for timeliest payment plans to be put into place with suppliers so that there is a manageable frame that we can all work within to continue to supply that healthcare to the patient. Monica, we've got about 30 seconds left, and I'd just like to ask about what the future looks like. How would success look from your perspective over the next couple of months? So for us, success would be the accrued debt gets settled outright, and that is going to take quite a lot of work and support as well from a national level as well. But at this stage, what we would like to see is getting that debt settled and ultimately reverting to the required 30-day payment structures for healthcare suppliers. And if we can get that right, the public sector healthcare framework will certainly function a lot better for everyone. Bly ingeskakel, ons draf net hierna oor tot op die rugbyveld. Goeiemôre, ek is Abel Kransel en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Hallo, ek is Dozy en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Hi, ek is Marie van der Merwe en jy kyk Goeiemôre, Good Morning. Dit is tyd vir een van die grootste rugbygeleenthede van die seisoen. Die Vodacom Blue Bulls is besig om vir vanaand se reuse stryd teen Leinster op te warm. Ons het die week met die man aan die stuur van sake by die Bulls gesels, die uitvoerende hoof Edgar Rathbone. Ek sien daai glimlag is breed. So dis heel duidelik 'n lang stryd om hier uit te kom. En nou sit seker tyd Vrydag aand is dit so. Hoe voel jy daaroor? 100% Annie. Ek meen soos jy sê, hierdie is 100% 'n maraton. Ja. Jy weet dit is 'n lang pad om hier te kom. Hierdie jaar was veral baie moeilik geweest en ons het deur redelike diep waters gegaan en toe ek laasie was tot baie daaroor gepraat, maar so ek is net dis 'n groot voorreg om weer eens in 'n eindstryd te speel en ek is baie bly vir die spelers dat hulle harde werk beloon gaan word hier. Ek is geïnteresseerd om by jou te hoor, hoe het julle die skip omgedraai? Ek vra nie oor wat verkeerd gegaan het nie, maar hoe draai mens so 'n ding om soos wat julle almal gedoen het op die ouend? Nee, ek dink dit gaan oor vertroue in mekaar op die einde van die dag, vertroue in die stelsel. Ek dink selfs deur die moeilike tyd het ons gevoel dis klein goedjies waarop ons verbeter elke week en ons kry net nie resultate nie. En die gevoel was heeltyd daar, so draai, gaan hy vinnig draai. Maar weer eens krediet aan die afrigtingspan om alles bymekaar te hou en daai vertroue in hulle te hou. En ek is net bly hulle kan beloon word met nog 'n finaal. Gee ons net so 'n bietjie insig, net 1 of 2 of 3 van daai klein goedjies, die 1% goedjies.
Weer eens, ek dink wat Akker so 'n ongelooflike afrigter maak is die kultuur wat hy vestig en alle gesprekke of dit maklik of moeilik gegaan het gegaan rondom die kultuur. Jy weet, so daar's 5 basiese goed waaraan ons glo ons 'n goeie span maak. En wat is hulle? Arrie, ek dink ek wil te veel van die geheime weg. Die kaarte so naby hou. Dis maar ek dink die groot tema die laaste paar weke was gratitude gewees. En net dankbaarheid vir die feit dat mense kan rugby speel, vir die feit jy vir die bulle kan speel. En dat jy hierdie droom vir jou kan uitleef, jy weet. En veral as ons by die huis speel, Arnie, is daar 'n groot ding rondom jy weet, as mense wat hulle hardbeloonde geld spandeer om jou te kom kyk. So wees dankbaar daarvoor, maar gee hulle iets om oor te glimlag ook, jy weet, en waardeer dat hulle daar is. Jy weet, so ek dink ons is bevoorreg dat ons ongelooflik passievolle ondersteuners het en hulle jy weet, hulle gaan ook deur die ups en afs en dit bepaal hulle naweek se gemoed. So ons is net bly ons kan 'n bietjie laat glimlag. Ek dink dis die hele week se gemoed net so te loop. Ek wil nie te filosofies raak nie, maar dis miskien nie moeite werd om net daaroor te praat. As mens praat van dankbaarheid, dit gaan selfs deur mense lewe, nie waar? Correct. Dis 'n lewenswyse. Correct. Ek dink is belangrik om dit elke dag te waardeer, jy weet. Ja. Jy weet ons praat nou vroeër van die moeilike deel van oorsee reis en so aan, maar as jy teruggaan dink, jy reis oorsee vir niks. Ja. As 'n speler, jy weet, jy kry die geleentheid om al die lande te sien. Ek meen ons het nou laas naweek die geleentheid gehad om op Murrayfield te speel, wat 'n ongelooflike geleentheid was. So vir my persoonlik wat eerste keer al was dit 'n bucket list stadion om by te wees en mense het altyd gedink jy gaan die Springbokke teen Skotland daar kyk en ewe skielik kyk jy jou eie span, jy weet. En jy het die voorreg om in daai kleedkamers te wen en dit te vier, jy weet. So ek dink is om in die oomblik te bly en die dankbaarheid daarvoor. Hierdie is my 'n baie interessante vraag. Ek het vroeër in die week 'n bietjie huiswerk gedoen vir ons onderhoud en Jean-André Rudolph is ek gaan die Engelse term gebruik, jackal, daai oor die bal steel. Hy is die voorste speler in die VRK met 20 van hulle. Correct. En dan kyk jy na waar hy vandaan kom, waar hy amper weggeraak het by die Cheetahs en hier het hy ewe skielik 'n platform. Hoe gebeur dit en hoeveel ander Jean-André Rudolphs is daar in die plekke soos by die Cheetahs in die Boland en dis meer wat net nie die kans kry nie? Ja, nee, toevallig het ek met John eintlik gepraat toe ons nou oor see was en net veral na die wedstryd net vir hom gesê, "Jesus, hoe vinnig draai goed nie om nie." Ek meen hy dis presies omtrent 'n jaar terug het sy naam oor my lesenaar gekom dat hy geen kontrak het nie. Ons het hom 'n geleentheid gegee vir 3 maande om Curriebeeker te speel en na 2 wedstryde het ons sien wel, hy's iets spesiaal, jy weet, so en nou sit hy en hy gaan deel wees van 'n VRK eindstryd, jy weet, so dinge draai vinnig en ek dink dis 'n goeie boodskap vir selfs jonger rugbyspelers en ouer rugbyspelers is jy weet nooit hoe naby aan daai geleentheid jy is nie, jy weet net om nooit op te gee nie. Dis 'n pragtige gedagte. Terwyl jy praat van jonger spelers, ek wil graag aan die ander kant van hierdie spektrum ook gesels. Hoe maklik of aan die ander kant moeilik is dit vir 'n jonger speler om deesdae gesien te word en vir die bulle om te sê, hier's 'n regmerkie, miskien moet ons hierdie laaitjie dophou. En hoe werk dit? Ja, ek dink ons skole rugby is op 'n ander vlak op die oomblik, jy weet, en die blootstelling wat hulle kry is massief, jy weet. So ek dink binne ons stelsel is daar 'n Neil Jacobs wat die recruiting en so aan doen en hy is seker een van die beste in die land in terme van kennis van spelers van onder 16, onder 14, al die pad deur, jy weet. So ek dink spelers word baie vroeg geïdentifiseer, maar daar is nog altyd jou Kurtley Arendse wat eers op 24 by ons aankom en 'n supersprong word, jy weet. So jy weet dit is elke ou het sy eie paadjie op die einde van die dag en jy moet net aanhou glo dat dit die regte pad is vir jou, jy weet, en daar's redes hoekom goed met ouens gebeur op die einde van die dag, jy weet, so jy weet, ons is ook nou op 'n punt waar ons hierdie seisoen vir Wilke en vir Roan Orkee en vir David Kriel en vir Kurtley moet groet vir 'n tyd. En ek dink dit was nogal die laaste tyd 'n groot aansporing want daai ouens het diep spore getrap by die bulle, jy weet, en om hulle die regte afskeid te gee sal baie spesiaal wees. Ek wil jou vra laastens oor die wedstryd, maar net voor ons daar uitkom, hoe weet mens of jy reg of verkeerd geteken het in jou situasie? Die ding is dit gaan eintlik altyd oor teken die regte karakter. Want selfs al werk dit nie uit op die veld nie, is sy invloed binne in die span goed.
as jy verkeerde karakter kan hy die beste wees op die veld, maar hy kan nie die invloed in die span is dalk nie goed nie, jy weet. So dit is vir my 'n baie belangrike ding. Ons het nou gesien met 'n ou soos Jan Serfontein ook wat vroeg uittreë. En wegloop van 'n 2 jaar kontrak af, maar sy karakter het deurgekom deur te sê, maar luister, ek gaan nie net my checkie vat en hier rondhang nie. Ek voel dit is nou tyd. Jy weet, so dan weet jy het die regte karakters geteken en dit is maar die belangrikste ding. Ek wou jou vra, gee my 'n definisie van daai karakter, maar daar het ons dit nou gekry. Ek dink dit spreek van self jou waardes wat uitkom. 100%. Gesels gou-gou met my oor hoe jy die eindstryd sien en waar dink jy is Leinster kwesbaar? Kyk, Leinster is 'n ongelooflike span, jy weet, en ek dink hulle het dit oor die jare gewys. Ons het uit die aard van die saak nou al 'n paar keer teen hulle gespeel die laaste paar jaar en verlede jaar in finaal 'n bietjie vasgebrand teen hulle. Die ding van Leinster is jy gaan hulle fisies moet domineer. Sodra hulle momentum kry en daai fasespel gaan, is dit baie moeilik om te stop. Dominansie by die skrim. Wel, nie net dominansie in die skrim, en dominansie op elke verdediging, elke keer wat jy die bal dra, ons het gesien hoe Bordeaux dit doen, Bordeaux het net elke, hulle noem dit collisions gewen. En rugby is 'n kontaksport, ons almal weet dit, en daai 1 centimeter vorentoe, 1 centimeter terug maak 'n massiewe verskil, jy weet. So ek dink hoe mense in die tweede helfte teen Glasgow gespeel het en net daai momentum behou het aan ons kant gaan belangrik wees. Edgar, kan nie vir jou genoeg sê hoe ons, ek dink en jy weet waar my hart lê wat rugby aan betref, maar ons is ongelooflik trots op die Bulle en ek praat van ons as Suid-Afrika. Eerlikwaar, baie dankie vir die tyd, sterkte vir dit. Waardeer. Die Ice Cream Boots het die week kom kuier en ons in die ateljee met roomys bederf. Bly waar jy is, ons is nou terug. Hi, dit is Ampi en jy kyk na Goeiemôre, Good Morning op Via kanaal 147. Hi, ek is Marie van der Merwe en jy kyk Goeiemôre Good Morning. Hallo, ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning Goeiemôre. Van troues en feeste tot korporatiewe geleenthede en privaat partytjies. Die Ice Cream Boots het roomys in 'n volwaardige vermaakervaring verander. Hulle skepings wat op 'n koue blad gemeng word. Vleiende roomysbolletjies, groot persoonlikhede en trots Suid-Afrikaanse energie het hulle vinnig in gunstelinge reg oor die land verander. James Peters en Bruce Ndlovu het die week by ons aangesluit en het sommer regstreeks roomys gemaak terwyl ons gesels het. Boots, I've got a couple of questions, but before we get to that, I want to say welcome. I just want to say, Pieter en Jackie, julle twee gaan hierdie roomys proe. Hoe klink daai, Pieter? Wat 'n roomys? Want ek het nou 'n leë bakkie gekry, maar dit's okay. Ja, waar is die roomys? Ons sal hom 'n bietjie proe. Gaan jy vir my gooi of gaan hulle gooi? Boots. It's gonna be you. We got you, yes. Let's go. So jy gaan nou met raak vang, Pieter, dis al wat ek sê. But anyway, let's get to you guys. Firstly, welcome again and thank you so much for joining us. Thank you. I would like to ask you, how did the Ice Cream Boots came about? Yeah, what a question. A couple of years back, we saw the concept overseas, and we were like, you know what, the South African market has nothing like this, and we decided let's bring it back to SA. Let's give it the lekker gees, properly lekker South African vibe. And you know, there's a lot of ice cream stores out there where you get your scoop, send you on your way, but you don't get that experience, and that's what we're all about. Yeah. We're all about making people leave our stand happier than when Exactly. they joined us. And it's not about only getting the ice cream. We also make sure that you get entertained. Exactly. Get your own ice cream. Then get Buddha approved. Of course. Enjoy it. By throwing it, Yes. right? Yeah. Exactly. So was that also, what was that, how did that concept came about? Was it also I mean, there's no place in SA where you can catch your own dessert. That's true. We tell people we throw the ice cream and all the calories fall out. So people love that line. But most importantly, it's just about having something different, something unique, taking out of your comfort zone, and you know, just have fun with food. And we throw it, you catch it, we love it. Exactly, just like that. Is there anything else that you can add in terms of the experience? Ooh, what a question. We could, in terms of, do you want to, sorry. Do you throw it while making it? Yeah, so essentially how it works is we start the ice cream on the slab, we chop it all up, you come to us,
we mix in any toppings that you decide on the side, smash it together, and then it's about flipping and flaring and throwing it, you catching your ice cream. And that's essentially the Boots experience. And you can see the whole process? Yes, Because I would like to see how it works. Definitely. Are we going to make you one of our top sellers? Please show us. So this one's known as the Geus machine. We start with a nice vanilla ice cream. Bruce, if you want to grab those two there quickly. Okay, we're gonna go. I just want to know, you're from the side, Elsa. There we go, champs. Do you guys actually have some music as well? I was wondering, where's the beatbox, or do you sing and entertain while throwing the ice cream? That one, we charge extra for that service. There we go. 1, 2, here we go. Nice and easy. So as you can see, we've got our frozen slab right over here with our vanilla ice cream. We pop in a nice Oreo, give it a nice chocolatey, crunchy vibe, and then our super secret Boot recipe cookie dough, which brings everything together. Now, the most important part is combining this all together. We don't give you a plain ice cream with toppings. We're going to smash it all together. Are you ready? 100% ready. All right, let's go. Ready? So just give it a nice gentle massage and work everything through the ice cream, because you don't want all the flavor on one side and plain ice cream on the other. You just want to make sure that it's everything... quite quick, eh? It's a quick process. Very quick. Definitely. And now that it's all done, the main event. So us as Boots feel it's only fair to help you get rid of, as I said, all your calories from your ice cream, all the diabetes, the asthma. I see some 2 empty cups over there, gentlemen. So essentially, what we're going to do is we're going to throw the ice cream from here to you guys. Really? You're going to catch it. All right. Okay, let's do this. No pressure. But just a quick question, who's going to go first? Pieter. Het jy al gesien hoe klein is hierdie bakkie? Don't worry, we're very accurate. I just want to ask you, in terms of distance, is there a specific distance? I mean, or does it matter? Believe it or not, the closer you stand, the harder it is. Yes. Our bigger throws, I mean, we've thrown ice cream off of 8-story buildings, over double-story houses, in a field, off onto a bakkie that's moving. Someone caught it on a horse while riding a horse. So this one, we'll make this one work. Have you ever had a fail? Honestly, I have. I mean, like maybe less than 5 in my 5 years of operating with the boat. Okay. So, yeah. But don't worry, a lot of people ask us, I mean, that's the main question is, what happens if you do drop your ice cream? Yes. And we have a perfect answer. What is that perfect answer? 5-second rule. 5-second rule, indeed. Well, there you have it. There you go. Fantastic. All right. Are we ready? Is julle gereed? Laat ek net my brol en my tablet en my alles bære. Vir daai failure. He looks a bit anxious to me, though. Definitely. All right, so Jockey is ready for this. hold the ball nice and tight and don't drop. All right, we're going with Pizza. Moet ek eers gaan. Hou op net hier vir jou. Yeah, just Oh get my ready. Here we go. hat. And 1, and 2, and 3. Oh! 5-second rule. There we go. Fantastic. I like it. All right, Well, that was Jockey. a good shot, I must say. Jenne. All right. Proef daar. Did you take your notes? Oh. Ja, I got notes. Okay, go for a jockey. All right. So quick. Okay, on 3. Here we go. Nice and easy. Hou stil. And 1, and Jy's 2, braaf. and 3. It's in, guys. There we go. Well done! You'll be surprised how often that happens. They get the ice cream and drop the ball. It's a lot heavier than I thought it was. Yeah. Dis nou wel ek ook proe, man. Well done. Hoe smaak dit? Verduidelik gou vir ons. Man, ek moet net vir jou sê, hierdie lyk soms so. Baie lekker. Gaan jy helemaal verder? Properly lekker. Properly. There we go. Boot approved. Nice round, Boots. I would also like to refer to your physical store in Menlo Park. Definitely. We've been doing some shop fitting the last month. It's very exciting. So we have a store, our very first Boots store opening in Menlo Park at the Greenland Shopping Centre. Yes. It will be opening on the 26th. Yes, so we're going to do like the soft launch on the 26th. 26th of June. We have a big event on the 27th. It's going to start from 10 a.m. to 2 p.m. Yes. So we're having a big event on the Saturday, the 27th. So pull in, come greet your Boots, come catch an ice cream. And everyone here is welcome to come and fight with the boats. Of course. Cookie dough. And where can we find more information? Do you have like a website? Definitely. So we have a nicely made website for you guys, which is www.icecreamboots.com. Otherwise, all of our social media handles is just @icecreamboots. Okay, a flavor combination that every South African should try. Chops. For me, I would say
Lekker firecracker. Lekker firecracker, Yeah. definitely. That's one of our top selling ones. It's half vanilla, half coffee, like a cappuccino vibe. We drop in a brownie, some fudge, our special cookie dough, and a little undercurrent of peanut butter. That just brings it all together. It sounds lovely. And your personal favorites? It used to be, healthy boot, which is mango and flaked almonds. Our mango ice cream is really good. It's got Really actual good. mango bits in it, cranberry sauce. We got some flaked almonds. It's on a hot summer's day. That's But the one. currently, I would say Gies Machine, the one we just made. Yeah. It's my favorite. What events do you like most, if you have to go to an event? I would say weddings. Weddings are always Yes. fun. We get the bride and the groom to catch their own ice creams as the first thing after they say I do. It's just a big celebration, and we hope spend the day with them and make it a little bit more special. Bly ingeskakel. Ons kyk net hierna na ons gesprek met die sokkiekaptein Kurt Darren. Hallo. Ek is Joannie Spiegelaar en jy kyk Good Morning Goeiemôre. Hallo, ek is Dozy en julle luister en kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek het die voorreg gehad om met die koning en kaptein van sokkietreffers te gesels. Na die reuse sukses van sy onlangse treffers Hop Hop Spinnekop, Oorwurm en 6-7 keer Kurt Darren nou terug na die dansvloer met sy nuutste enkelsnit. Ons het meer oor langarm en liefde uitgevind. Jy weet, dit is my gunsteling. Daai was meisie se tyd, daai ding. Maar dit is nie 'n Kurt Darren treffer as daar nie 'n deel is van die liedjie nie. Okay. Ek hoor vir hom Got you. raak. Dit is kenmerkend. Kurt, baie welkom. Dankie dat jy weer hier by ons Baie kuier. dankie. Goed, so ons het onlangs ons het jou onlangs hier gehad om te gesels oor 6-7. Ek meen jy was hier gewees met Hop Hop Spinnekop as ek reg kan onthou, en wie kan dan 'n Oorwurm vergeet? Ek dink dit is nogal een wat ons redelik bybly. Daai dag daar by daai tafel. Ja, nou 6-7 was nou so 'n bietjie rustiger geweest, as ek dit so kan stel. Rustig. Ek weet nie hoe om dit eintlik te stel nie, maar hierdie is nou bietjie meer iets vir die dansvloer. Ek sê mos meer Samsung. Ja. En dit gaan oor daai hele move. Ja. En as ek dit doen by shows of vertonings, is dit dis malligheid. Dis regtig. Dis ek weet presies wat gaan gebeur en dan gebeur dit met alle ouderdomme en dis mal. En is so 'n lekker ervaring daai ding te doen. Ek weet net daar's een ding wat my pla. Hoekom is daar American voor my gesig daar en daai is dit deel van die deel van die onderhoud? Moet ek met daai ding gaan dans of? Nee, weet jy wat, dit is vir ons stylsegment. O, okay. Maar ons kykers kan dit nou nie sien nie, want dit is nou agter die Ek vang dit die hele tyd. Het jy 'n fobie vir daai winkelpoppe? Wel, sy kyk my skeef. Ja, dis nog ek moet vir jou sê, daai gesiggie is nou nie, dis nie iets waarop jy wil afkom wanneer jy vroegoggend hier by die ateljee opdaag nie. Nee, Baie van ons spanne maar back to ja, so ja, dit was lekker om 6-7 te sing. En ek miskien net gedink is tyd, is jy okay? Ek miskien net gedink is tyd vir back to basics. In ander woorde, kom ons doen. Is jy okay? Kom ons doen 'n langarm interessant wees. Langarm en liefde. Ja. Dit sê als. Langarm en liefde. Ek sing mos oor langarm en liefde my hele lewe lank. So vir nou, that's it. En ek kan nie wag vir die liedjie uitkom nie. Dan die mense net bietjie weer lekker kan sokkie, want die mense het gevra, wanneer kan ons weer 'n sokkie liedjie? Ja, ek dink ons het dit nogal gemis. Ek meen, daar was nou Hop Hop Spinnekop. Dit was nie regtig tradisionele sokkie. Jy kon nie vas dans. Ja, jy kan as jy regtig wil. Ja. Met Oorwurm dieselfde, maar ek moet wel vir jou sê, maak nie saak by watter troue mense is nie. Daar's gewoonlik almal is gewoonlik op die dansvloer sodra Hop Hop Spinnekop begin. Ja. Dan doen hulle 'n snaakse sokkie. Allerhande baie snaakse Ja. danspassies wat daar uitkom, jy weet, na aanleiding van hoe hulle dink 'n spinnekop behoort te dans. Goed, nou langarm en liefde. Hoe lank het jy aan hierdie liedjie geskryf? Dit is eintlik Neil Scoombie wat die liedjie geskryf het, al die pad in Nieu-Seeland. En ons het net van die woorde herskryf wat dit meer vir my pas. So ek en Ernst het dit gedoen. Maar het kom met die melodie en ons gedink is baie sterk. En ons gaan 'n lekker produksie doen en toe doen ons hierdie lekker produksie. En jy sal hoor, dis kind of catchy. En die mense wil net party met hom. Ek wil bietjie stil staan by die klank van hierdie liedjie, want ek dink daar word nostalgie ook vasgevang. Waarom hoor?
Ja. Bo. Waarom is dit so belangrik vir jou? Dit moet wees. Jy weet, ek wil nooit hê een liedjie moet dieselfde klink as 'n ander liedjie wat ek al vrygestel het nie. En dit is moeilik, jy weet, ek weet nie hoeveel liedjies ek vrygestel het, ek ver oor die 30 albums of wat ook al. Maar met hierdie ding, daar is 'n paar goedjies, miskien daai tipe goed. Wat jy moet vasvang in hierdie tipe goed. Want as ek daar op die verhoog staan en ek sing, ek moet dit voel in my liggaam. Ja. Dit laat my, ek sê danse nie. Ek's glad nie danse nie. Ek gaan met jou verskil. Ek is glad nie danse nie. As ek op die stage is en daai musiek vat my en ek voel hom, want dis wat dit doen, dan sal ek begin beweeg. Hoe ek beweeg, weet ek nie. Maar ek het net 'n jol op die stage en hierdie soort liedjie Langarm en Liefde doen dit vir my. En ek het eindelose respek vir jou want ek onthou van een fees waar jy 'n besering opgedoen het. En jy het ten spyte daarvan nog steeds, jy was op die verhoog gewees met hop spinnekop en jy het saam met die dansers beweeg en jy sê dit glad nie kon sê nie. Ja, en dis die weirdste ding wat ek kan mos nie stil sit nie. Elke keer as ek hier kom, vandag is ek gesond. Ek kan dit nie glo nie. Maar it's weird. Dit voel weird dat niks gebreek is nie of getrek of ene. Want gewoonlik as ek hier kom, is daar iets verkeerd. Of 'n gekraakte rib of 'n stuk glas deur my voet. En daai tipe goed. Maar ek kan nie stil sit nie. So ek's avontuurlustig. Ja. Ek wil net beweeg. Ek kan nie in 'n hoek sit en kind of rest on my laurels tipe ding. Ek love dit om daarby te besig te wees en vandag voel ek fantasties. Ons is baie dankbaar dat jy fantasties voel en dat jy gesond is en dat daar geen skete of pyne vandag dan is nie. Baie dankie. Veral ook na aanleiding van die res van die dag wat voorlê. Jy weet, belangrike afsprake en so aan. Daar sy. Net hom. Wat sou jy sê is die geheim of die wenresep vir 'n goeie sokkietreffer? Vir my is dit as jy loop op 'n liedjie, soos 'n sokkieliedjie. As jy loop op 'n liedjie, jy moet kan loop, dink net bietjie aan met meisie of selfs hop of wat ook al. You just go. Jy kan loop. Dink jouself op 'n treadmill. Ja. En as jy skielik iets ingooi in daai liedjie in waar jy struikel, gaan dit nie werk nie. Dis waar. Soos 'n like 'n weird chord wat inkom of 'n weird breek in die ding wat ook al. En jy struikel, dan werk dit nie vir saam. Is dit simpel genoeg? Nee, wel mens wil verkieslik nie. Ek dink as ek dit kan opsom, sou ek sê mens wil verkieslik nie op die dansvloer neerploeg nie. So dit maak vir my heeltemal 100%. sin. Nog minder van 'n treadmill afval. 100%. Jy weet dit. So dis hoe ek dit uitwerk, ja. Ja, gaan in die gym en ek skryf dit goed. En wat is vir die lekkerste? Ek meen jy het nou verwys na die feit dat jy daai liedjie moet voel ook, jy weet wanneer jy op die verhoog is, maar wanneer jy nou so 'n liedjie sing, wat is vir die lekkerste deel daarvan? Is dit om te sien hoe die mense dit geniet of alles sing meeste van die tyd elke woord saam ook? Ja, so as jy met 'n nuwe liedjie moet hulle nog ontdek. Ja. Te lank in die Kaap. En met hierdie nou wat Vrydag vrygestel was, want dit is mos Maandag vandag, né? Dit is so ver ek weet is dit Maandag vandag. Hierdie liedjie wat Vrydag vrygestel was, ek hoop teen die tyd het die mense die naweek gevat om dit lekker te stroom. Ja. En die woorde te leer en saam met te sing by die feeste, want dit is wat ek doen feeste. Ja. Kyk, ek was altyd 'n balladeer, altyd 'n minnesanger, tot meisie, en toe besluit die mense nou, ek moet nou dans sing. Kaptein, jy weet, daar's 'n hele paar. Jy is altyd so beskeie, daar is 'n hele paar sokkietreffers op jou kerfstok. Ek dink net niemand kan kers vasvou by jou nie. Ja, maar die ding is, hulle moet hulle oog op hulle eie balle, jy weet, hulle moet hulle eie games speel, en dit is so lekker vir my, om jong kinders selfs te help en wat ook al, but, ek gaan vir nog lank hier wees, so, hoor. Moet asseblief nie vir my vra nie, wanneer gaan ek aftree? Ek onthou, voor ek kinders gehad, voor ek getroud, toe ek verloof raak aan Donay, ja, dan sal ek kinders na my toe kom. Ek weet, ek is so nou, jy is verloof, so obviously gaan jy dit nou 'n bietjie stadiger vat. Ja. Luister, jy gaan moet terugkom vir nog 'n onderhoud van die tyd het ons ingehaal. Come on, man. Die storie was so lekker. Kom kuier weer asseblief. Dit is dan al vir hierdie week. Ons sien julle maandagooggend weer 6:00 op Via. Hallo julle, Brandon Miles hier en ek kyk goeiemôre, good morning.